gaan aan met die briefboek van Hebreërs. Laasweek het ons bietjie gefokus oor God wat vandag nog met ons praat. Hoe praat hy met ons? Hoe luister ons? En vandag gaan ek net aan met die hoofstuk. So daar's nie 'n groot tema nie. Ons gaan net aan met dit wat die Bybel vir ons sê hierso. En in vers 12 skryf hy hierso en hy sê, broers, waak daarteen dat nie een van julle ooit 'n bose hart vol ongeloof kry deur van die lewende God afvallig te word nie. En ek dink dit is vandag se hooftema, dat ons nie 'n bose, harde hart, 'n afvallige hart, 'n ongelowige hart sal kry teenoor God nie. Dan gaan hy aan en sê hy, maar spoor mekaar elke dag aan, sodat daar nog vandag, solank daar nog van vandag sprake is, sodat niemand van julle deur die verleiding van die sonde verhard word nie. So, hy sê 'n harde ding. Hy sê die waarheid. En dit is vir my so opmerkend. Is dit die regte woord om te kan gebruik? As ek kyk na die mens, en ek kyk na die optrede van die mens, en ek kyk na die mens se uitspraak, sien ek regtig Christene, kinders van die Here, of mense wat sê hulle is kinders van die Here, se uitsprake is boos. Hulle uitsprake is teen God, teen sy kerk, teen die regte ding. Ek kyk hierdie week, ek dink maandag het Amerika hulle State of the Union address gehad, en ek geniet dit om na Trump te kyk, want hy is exciting. Hy kan vinnige ding sê wat hy nie regtig bedoel nie, en dan is die hele wêreld op in vlamme. Maar hy maak 'n paar uitsprake. En dit is vir my so duidelik dat hierdie man maak 'n uitspraak om te sê, God is koning. En dan is daar mense wat daar sit, wat sê hulle is Christene, wat weier om amen te sê daar. En dan die volgende dag, dan sal jy hulle sien op 'n video, en hulle sal reg teen dit wat hy gesê het, sal hulle praat. Ons sal mense hoor, wat sê ons is Christene, wat die kerk sleg sê. Wat vol kritiek is teen die kerk. Jesus Christus se plan A, maar hulle sal sleg praat van hulle mede-Christene. Bose harte, vol ongeloof. Ons hoor mense wat sê, ek is 'n kind van die Here, maar jy kan nie een positiewe ding hoor wat uit sy mond uitkom nie. Hoe gaan dit met jou? Nie goed nie. Is God goed? Ek weet nie altyd nie, want ek het uitdagings in my lewe en hy kom nie deur vir my nie. So hierdie skrywer kom in hierdie eerste vers van wat ek vandag oor praat, en hy praat met ons. Hy praat met ons as gelowiges. Hy praat nie hier met die wêreld daar buitekant wat Christus nog nie aangeneem het nie. Hier praat hy met ons as gelowiges, en hy sê vir ons, wees versigtig dat julle harte nie boos word nie. Wees versigtig dat julle uitsprake nie negatief is en doodspreek nie. Wees versigtig dat julle lewe nie 'n lewe van ongeloof weerspieël en 'n lewe van ongeloof wys nie. So hy praat nie met nie-Christene nie, hy praat met ons, en hy sê vir ons moet versigtig wees. En ek dink vir te lank het ons as Christene dit nie ernstig opgeneem nie, en ons was nie versigtig nie. En ons het afvallig geraak. Ons noem onsself Christene. Ons noem onsself volgelinge van die lewende God. Maar wanneer dit by die uitdrukking kom, dan sien ons dit nie. Dan sien ons eintlik maar 'n samelewing wat sukkel, 'n samelewing wat ver is. En ons sien dit in die mense se lewens. En ons sien dit. So, hy begin en hy sê, ek waarsku gelowiges. En ek gaan nou hierdie stuk net weer stukkie vir stukkie deurvat. En ek gaan dit nou weer vir julle lees, maar hierdie keer het ek nou 'n ander Bybelvertaling gebruik,
Ek het nou die boodskap gebruik, want die boodskap vertel dit in 'n storie amper. So ons het nou klaar gelees en ek gaan dit nou weer lees. Hy begin en hy sê, wees daarom wakker, my broers en my susters. En hy sê, wees wakker, want wanneer hy dit sê hy die volgende, niemand van julle is immuun teen geestelike verval nie. Niemand nie. Geen gelowige is immuun daarteen nie. Dit gebeur vinnig en sonder dat ons dit raak sien. Ons skiep 1 en dan raak 1, 2 en dan raak 2, 3 en dan voordat ons weet is dit 'n leefwyse. Ons sê 'n sekere ding wat verkeerd is, ons sê dit die tweede keer, ons sê dit die derde keer en dan ewe skielik is dit die manier hoe ons praat sonder dat ons dit agterkom. Dit gebeur vinnig en baie keer sien ons dit nie raak nie. So, hoe lyk geestelike verval in ons lewens? En as ek van hierdie goed sê, en ek het dit laasweek gesê, onthou laasweek het ek gesê, deur herhaling praat God baie keer met jou. So baie keer van hierdie goeters sê die skrywer van die Bybel dit in vers 10 en hy sê dit in vers 13. So ek gaan dit in vers 10 vir julle sê en in vers 13. Maar hoe lyk dit in ons lewe? Hierdie geestelike verval. So ek het so 'n lysie gemaak en dis maar hoe dit lyk. Jy bid, maar jy verwag nie regtig 'n antwoord nie. Jy lê daar in jou bed as jy so wakker word in die oggend. Nie gwallops hier by jou mond. Here, dankie vir die dag. En dan draai jy om en slaap jy verder. Dan vergeet jy as jy 'n halfuur later wakker word, jy het actually met die Here gepraat. Jy bid, maar jy verwag nie regtig antwoorde nie. Jy sê dit maar net om dalk 'n lysie af te tik. Geestelike verval. Die Here soek verhouding. Wanneer ons met hom praat, wil hy hê ons moet tyd saam met hom spandeer. Ons moet nie net praat en dit daar los nie. As ons op daai punt kom, geestelike verval. Jy lees die Bybel, maar jy vra nie meer wat vra God van my nie. Want in alles wat jy lees in die Bybel, is daar tog 'n uitdaging wat God vir ons gee. Sonde pla jou nie regtig meer nie. Dis 'n harde ene, want dis waar ons is. Die samelewing verval om ons, maar dit pla ons nie eintlik meer regtig nie. En dis nou maar wat dit is. Ek praat met so baie mense en dan sê ek vir hulle, hier is 'n ding wat jou kan help en dan is dit 'n verskoning. Nee, sonde pla my nie regtig meer nie. Ek sal nou maar aanhou doen. So gemaak, so laat staan. Jy verdedig jouself vinniger as wat jy verander. Daar sekere goeders in ons lewe wat moet verander, maar die oomblik wat jy agterkom, wat dit is wat moet verander, dan staan jy terug en dan daag jy jouself. Nee, dit sal nie verander nie. Jy sê te maklik, dis ook is, dis ook gemaak is, en ek kan nie verander nie. Hier is die ding, God wil hê, ons moet die beste weergawe van onsself wees. God wil ons laat groei, hy wil ons laat verander, hy wil ons glorify, maar ons staan in die pad, ons is afvallig. So dit is hoe dit lyk. Dan gaan hy aan, en hy sê vir ons, ongeloof begin in die hart, nie in ons kop nie. Hy gaan aan in vers 12 en hy sê, maak seker dat daar nie iemand onder julle is, wat so in die sonde baljaar, dat hy die pad na die lewende God byster raak nie. Hy het dit mooi gesê hierso, maak seker dat jy nie in die sonde baljaar nie. Hy skryf dit vir gelowiges, hy skryf dit vir ons, maak seker dat ons nie daarin baljaar en die lewende God miskyk nie. Ek vra die vraag, waar weet ek wat God sê, maar ek kies steeds my eie pad. Want dis wat hy sê. Maak seker dat jy nie in die sonde baljaar nie. Waar weet jy wat God se missie is, God se visie is en God se doel is vir jou lewe? Want sonde beteken om die doel te mis. Waar weet ek wat God van my verwag? En ek doen die teenoorgestelde.
Hier's 4 voorbeelde, ek het dit laasweek ook aangeraak. Vergifnis. Ons lewe met 'n ding in ons hart teenoor mekaar en dit keer ons om te groei. Ons wil hê, almal van ons wat hier so sit, se begeerte is om eendag hemel toe te gaan, né? Ons wil nie hel toe gaan nie, ons wil nie brand nie. Ons almal se begeerte is om te weet waar God is, om te weet waar Jesus is, om die ewige vrede te hê. En ons verwag van Jesus om ons te vergewe, né? Ons verwag van hom om ons te vat, ons skoon te was, en elke fout wat ek elke dag maak, verwag ons dat hy dit miskyk, maar laat een persoon in hierdie wêreld 'n fout teen ons maak. My maat, dan is daar oorlog. Ons weet wat die doel is. Ons weet wat ons moet doen. Maar ons kyk dit mis. Ons val jaar eerder in ons eie begeertes. Ons val jaar eerder uit ons eie dinge uit. Eerlikheid. God wil hê ons moet 'n eerlike lewe leef. Hy wil nie hê ons moet jok vir mekaar nie. Hy wil nie hê ons moet nie in die waarheid lewe nie. Onthou, Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Hy wil nie hê ons moet nie in die waarheid lewe nie, maar wat doen ons? Ons bedrieg mekaar. Hy soek gehoorsaamheid in verhoudings. Onthou, God is 'n verhouding God. Hy soek verhoudings. Hy soek gehoorsaamheid en hy wil hê ons moet getrou wees in dit. Hy wil hê ons moet mekaar opbou, nie afbreek nie. Hy wil hê ons moet by mekaar kom en hy wil nie hê ons moet op ons eie wees nie. Ons grootste probleem in ons samelewing is ons almal sit op ons eie klein mishoopie. Of is dit miskoekie? Weet ek nie. Mishoop. Ons almal sit op ons eie mishoop en van daar af sê ons die wêreld sleg. Ons het verhouding met niemand nie. God wil hê ons moet hier by mekaar kom en hier mekaar ondersteun en mekaar lief hê. Jy kan nie daar alleenig by jou huis verhouding hê met ander mense as jy die hele tyd daar alleenig sit nie. En dan, jy weet, God sê jy moet getrou wees in jou finansies. Jy weet God sê jy moet met integriteit werk met jou finansies. Jy weet dit, maar jy doen dit nie. Jy hoor keer op keer, maar jy doen dit nie. Waar spandeer jy jou geld? Op die verkeerde ding, wat jou sonde baljaar sessies net elke slag groter maak, dobbel, drank, sigarette, bagga, ek weet nie. Waar spandeer jy jou goed? Jy weet wat God se woord sê, maar jy doen nie teenoorgestelde. Wees versigtig dat jy nie in die sonde baljaar nie. Dan gaan hy aan en hy sê afvalligheid is 'n stadige wegdryf, nie 'n skielike val nie. Hy sê omdat hy God nie meer vertrou nie. Afvalligheid gebeur wanneer ons op 'n plek kom waar ons God nie meer vertrou in ons alledaagse lewe nie. En dit begin stukkie vir stukkie. Dis nie 'n vinnige ding nie. Die prentjie wat ek daar gemaak het, die afvalligheid van daai kamer het nie net een dag gebeur nie. Iemand het nie gaan slaap een aand en toe hulle in die kamer inkom, kyk die verf het afgedop nie. Nee, dit gebeur stukkie vir stukkie. Daar is 'n stukkie verf wat afdop en ons los dit. En dan raak hy 'n stukkie groter, dan breek 'n stukkie pleister af en éventueel lyk dit so. So moenie wag vir 'n krisis in jou lewe om dinge reg te maak nie, want dit is wat ons doen. Ons lewe normaal asof daar niks fout is nie, maar wanneer daar 'n krisis in ons lewe kom, dan wil ons lewe regmaak. Ek sê hierso afvalligheid gebeur nie oornag nie, ek het dit gesê. Dit gebeur deur 'n herhaalde nee. Ek vra vir mense partykeer, hoekom sien ek jou nie in die kerk nie? Nee, ek is te besig. Right, dan vra ek vir hom weer oor 'n maand. Hoorie, ons mis jou in die kerk. Hoekom kom jy nie? Nee, ons het nou 'n familie by mekaar kom en ek moet nou braai. Ek het 4 uur opgestaan sonderdagoggend om te braai. Okay. Dan vra ek weer oor 'n maand, hoekom sien ons jou nie in die kerk nie? Nee, ek is te besig. Herhaalde nee, skep patroon.
dat ons aanvallig raak van die Here. As jy nie op 'n Sondag hier kan wees nie, en die 2 ure kan uitsit om hier te wees, om die woord van God te hoor, om die hart van die mens en die hart van God te beleef, en saam mekaar te ondersteun, op te bou en God te aanbid, en jy bly nee sê vir dit, dan waarborg ek jou, dan is jou gebedslewe, soos wat ek nou verduidelik het, daai 10 sekonde gesprekkie as jy so tussen slaap en wakker is, en jy vergeet, jy staan op, en jy sê jy moet Bybel lees, en jy lees net vinnige versie, want as jy nie kan ja sê, vir dit wat God die belangrikste ag in ons lewe, om by mekaar te kom, om hom te aanbid nie, dan raak het net slegter en slegter. Dan sê ek hierso, uitgestelde gehoorsaamheid. Jy hoor die Here sê vir jou iets, jy hoor die Here beveel jou om iets te doen, jy hoor sy hart vir jou is om iets te doen, en jy bly nee sê, en jy bly nee sê, en jy bly nee sê, naderhand is jou lewe vervalle. Eenvoudige voorbeeld. Ons doen dit, probeer dit te doen. As ons by die til kom, en ons doen dit nie so gereeld nie, maar as ons by die til kom, en die persoon voor ons, jy weet, jy voel nou, hier moet ons help. Dan help ons baie keer. Maar dit is so maklik om op 'n punt te kom, wat jy iets sien, in die persoon voor jou, en jy sê hierdie keer nee, en dan sien jy dit die volgende keer, en jy sê nee, en dan eventueel, dan kry jy nie meer daai drukking op jou hart, om te help nie. Klein kompromie. Nou die dag, staan daar 'n meisietjie voor ons, sy wil 2 liters melk koop, en sy kan net 1 bekostig, die pa staan daar, en die klein kompromie wat ons gemaak het met daai is, ons het gesê, ons sou gehelp het as die pa nie nader gestap het nie, want wat sou die pa gedink het. Ons het iemand, 'n seun gemis. Ek voel nou nie, ek gaan myself in die kruis inhou nie, maar dit is so vinnig dit gebeur. Die Here wou gehad het, ons gehelp het. Ons het klein verskoningetjies gemaak. En 'n 2 liter melk kos nie regtig so baie nie. Hoe verander ons hierdie afvalligheid, hierdie geestelike vervalheid, hierdie hardheid van die hart, hoe verander ons dit? God se antwoord is gemeenskap, nie isolasie nie. En hoe harder ons gemeenskap skreeu, hoe harder gaan die vyand beklei teen dit. Want God se woord gee vir ons die antwoord, en wat wil die vyand en die samelewing en die wêreld hê? Die wêreld wil hê ons moet in isolasie wees, want wanneer ons in isolasie is ons swak. Dan kan ons mekaar nie ondersteun nie. So God se antwoord op hierdie is gemeenskap. Praat mekaar elke dag moed in. Om met mekaar te kan praat elke dag, moet ons gemeenskap hê, moet ons vriendskap hê, ons moet by mekaar wees, ons kan nie op ons eie wees nie. Isolasie is gevaarlik vir ons geloof. God se oplossing vir 'n verharde hart is nie meer inligting nie, is nie meer boeke lees nie. Is om mekaar te vermaan, en dit beteken om mekaar liefdevol aan te spoor, mekaar eerlik te help sonder voorgee en mekaar wakker te hou. En hoe kan ek jou wakker hou as jy nie hier is nie? Hoe kan ek jou help as jy nie hier is nie? Ek praat nie nou van hier nou spesifiek nie, maar as jy net missing is. Hoe kan ek jou help? Daar is hierdie storie, en ek het hierdie storie al vertel, maar ek voel net ek wil dit weer vertel, van hierdie oom, wat bitter geword het teenoor die kerk. En as ons sê bitter geword het teenoor die kerk, het hy bitter geword teenoor die mense, want die kerk bestaan uit mense. Jy kan nie bitter word vir die gebou nie, want dit is 'n dooie, lewelose ding, maar hy het bitter geword teenoor die mense, en die predikant gaan besoek die oom, en hy sê vir die oom, waar is jy? Ons mis jou. Hoekom is jy nie hier nie? Ek is bekommerd oor jou, al die goed wat ek nou net genoem het, en die oom begin, ja nee, maar Clayton wat my gegroet het by die deur, het nou nie groot genoeg gesmaal nie, die koffie was bitter, die fans is te hard gewees, die vensters was oop, of nie oop nie,
En dit maak my nou kwaad, en hy gaan af. En die predikant sit in die huis, terwyl hulle gesels, en daar's 'n vuur wat brand, 'n koolvuurtjie wat brand, en hy gaan en hy krap een van die kooltjies, krap hy een kant toe, en hy gaan sit weer, die boom gaan af, en na 'n ruk, sê die predikant vir hom, kyk na die kool, die dingetjie wat brand, kyk na, nie die wat jy eet, kyk na die kool. Hy sê, wat sien jy daar? Hy sê, nee, die kooltjie is besig om dood te gaan. En ons almal weet wat vuur ken, as jy die kool een kant toe sit, en hy staan daar op sy eie, is hy besig om dood te gaan. En die predikant gaan, en hy krap die kool weer in, en hy gaan sit, en hy sê vir die oom, praat maar verder. En so 2 of 3 minute later, sê hy vir die oom, kyk gou net na die kool. Die oom kyk so na die kool, en hy sê, ek snap wat jy sê, ek sien jou Sondag. Ons is nie gemaak om alleenig te wees. As ons daar op ons eie is, dan gaan al hierdie goeders wat die skrywer hiervan praat gebeur in ons lewe, want ons word hard en afvallig en daar's niemand om ons te help nie. Dan gaan hy aan. En hy sê, vandag is God se tydraamwerk, nie môre nie. Môre, laasweek het ek dit ook gesê, God soek vandag, nie môre nie. God werk op vandag, hy werk nie op môre nie. Hy sê hierso, terwyl God nog vir ons die kans gee om dit te doen. As God jou roep, doen dit nou. Moenie uitstel nie, want môre kan dalk te laat wees. Geloof wat wag, raak ongehoorsaamheid. En ons sien dit in ons samelewing. Van uitstel kom afstel. Dan sê hy, sonde bedrieg voordat dit verhard. Dit is die laaste punt wat ek wil maak vandag voordat ons nagmaal gebruik. Hy gaan aan en hy sê, help mekaar dat nie een van julle deur die lekker van die sonde so betower word dat julle God nie meer kan raak sien nie. Sonde lieg altyd voordat dit jou bind. Sonde beloof altyd iets wat dit nie kan gee nie. Reg van die begin af. Wat het die ou Satan, die groot vet slang vir Eva beloof en wat het sy gekry? Hy het haar iets beloof wat sy nie gekry het nie, maar toe sy dit gevat het sy die prys betaal daarvoor. Wanneer ons verval en ons harte verhard en ons is besig om weg te dryf, sê ons baie keer, hierdie is nie so erg nie. Jy is besig met iets wat teen God se wil, teen God se doel, teen God se hart is vir jou lewe, en jy sê, ag, hierdie is nie so erg nie. Jy is besig om gif te drink, ag nee, want hierdie is nie so erg nie. Jy weet, jy moenie daai stukkie koek eet nie, want jou suiker gaan klim, ag nee, dis nie so erg nie. Jy weet, jy moenie die geld op die lotto gaan spandeer nie, maar jy sê, dit is nie so erg nie. Jy weet, jy moet God eerst in jou lewe plaas, en jy sê, dit is nie so erg nie, ek sal dit môre doen. Jy sê vir jouself, nee, hierdie een keer. Ek gaan op verlof, vakansie, ek is weg, waar niemand my ken en waar niemand my sien nie, net hierdie een keer kan ek doen wat ek wil, en daai raak op 'n troon. En jy sê vir jouself, ek sal later regmaak. God soek vandag. Ek wil hê julle moet 'n oomblik vat, en julle moet julleself hierdie 3 vrae vra. En dan gaan so 'n minuut gee, en dan gaan ons nagmaal gebruik, en dan gaan ons die diens afsluit, maar ek wil hê julle moet julleself hierdie vrae vra. Waar moet ek my hart herbelyn? Waar weet ek wat God se doel is, wat God se rigting is in my lewe? Waar is ek nie in belyning daarmee nie? Waar stel ek uit in my lewe en ek sê, môre? En waarom is ek dit? Vra jouself die vraag.
Wees eerlik met jouself. En dan wil ek julle uitdaag, wanneer julle God se stem hoor in julle lewe, reageer. Herbelyn, hou op sê môre, en hou op dit mis. Sê ja. Sê ja vir God. Moenie